vanmôre die Bybel saamgebring het, is jy welkom om dit oop te maak by Johannes 3. Ons gaan so 'n paar plekke stil staan by Johannes 3, so hou hom oop. Ek het al vir julle gesê, dit is een van daai gedeeltes waar ek 'n vlieg teen die muur wou wees, wanneer hierdie gesprek plaasvind, wat ons vanmôre gaan saam lees. Kom ons raak rustig. Kom ons haal 'n bietjie diep asem. Ons laat sak ons skouers. Ons sit ons hande rustig voor ons neer. Ons word net gemaklik. Ons raak vir 'n oomblik stil. Here, hierdie is die dag wat U gemaak het. Ons het dit gesing. En ons weet hierdie is 'n kosbare dag, Here. Vader, vanoggend het ons opgestaan, toe ons gordyne oopmaak, sien ons dis spierwit buitekant en dit lyk soos hierdie sprokieswêreld, Here. En ons is dankbaar dat U ons ook bederf met die mooi van dit, Here. Ons beleef die koue en dit maak dat ons liggame in saam wil trek, Here, en net gespanne die hele tyd wil wees. Vader, maar ek bid dat U vanmôre ook hierdie rustigheid oor ons sal bring, Here. Dat ons gemaklik hier sal sit. Here, laat ons gedagtes ook gerig sal wees op dit wat ons moet hoor. Here, laat ons U woord sal hoor vanmôre en U woord alleen. O Heilige Gees, ons weet U is hier teenwoordig en ons vra ook, Vader, dat U in en deur ons sal werk vandag, Here. Maar dit wat ons hoor, laat dit nie vanmôre hier sal bly nie. O Gees, laat U ook dit in ons sal wakker maak en laat U die vuur in ons sal brand om hier uit te stap en dit ook te gaan uitleef. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Nou, wie van julle het al 'n seilboot gesien? Wie van die kinders het al 'n seilboot gesien? Weet julle wat is 'n seilboot? Nou, 'n seilboot is 'n boot wat 'n seil het. Dis mos wat 'n seilboot is ek reg? Dis 'n boot wat 'n seil het. Dis maklik. Nou dink julle 'n seilboot kan op sy eie beweeg, sonder dat die seil af is. 'n Gewone seilboot. Dink julle hy kan beweeg? Of dink julle hy gaan net so stil staan? Seilboot moet 'n seil hê wat lekker gespan is, en daar moet wind wees wat waai, sodat hierdie boot kan beweeg. So wanneer die seile oop is en gespan is, en daar waai 'n lekker stewige wind, dan draai daai boot sommer so skuins, en dan seil hy met die spoed, nie van lig nie, met die spoed van wind. Nou het julle geweet dat die Bybel vir ons sê, dat die Heilige Gees soos wind is. Ek wil hê julle moet gou so maak, vat julle hande, dan maak julle gou so, dan blaas jy so op jou hand, voel julle die wind. Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees is soos wind. Die Bybel sê ons kan hom nie sien nie, maar ons kan sien wat hy doen. Hy gee vir ons krag, hy help vir ons. So, die Heilige Gees is hier om ons te help elke dag. Die Heilige Gees is hier sodat ons kan vriendelik wees met ons maats. Die Heilige Gees is hier om vir ons te wys dat dit wat ons doen is dalk verkeerd. Die Heilige Gees maak ons rustig wanneer ons bang is, maar vir ons om hierdie wind te kan voel en die krag van die Heilige Gees te kan voel, wat moet ons doen? Ons moet 'n seilboot word. En nie net 'n seilboot wat staan met sy seile so plat opgevou nie. Wat 'n seilboot moet ons wees? Ons moet 'n seilboot wees wat sy seile gespan is. Nou, hoe kan ons dit doen? Dit is wat ons vandag almal saam gaan leer hier in die kerk. Hoe kan ons die seile span? Nou, Katie Spots en Laura Dekker, hulle het nogal baie in gemeen. Albei van hulle was goeie sportmanne gewees of sportvroue gewees. Hulle het baie goeie uithou vermoë gehad. Albei van hulle het bote gehad. Albei van hulle was in die koerant gewees. Ons sien dat Katie was bekend gewees daarvoor dat sy op 22-jarige ouderdom oor die Atlantiese Oseaan geroei het
met haar roeiboot. Vir meer as 4000 kilometer het sy geroei. Laura Dekker aan die ander kant, sy was weer bekend gewees daarvoor dat sy op 16-jarige ouderdom met haar seilboot om die wêreld geseil het. So hierdie twee het baie goed in gemeen gehad, maar daar was een groot verskil gewees. Die een het geroei en die ander een het geseil. Die 22-jarige Katie, sy het geroei van Suid-Afrika tot by Suid-Amerika. 4000 kilometer, meer as 70 dae was sy op die see gewees. Sy het elke dag tussen 8 en 10 ure lank het sy geroei. Haar hande was stikkend gewees en haar lyf was seer. Laura Dekker aan die ander kant, sy het geseil. En in 2011 het sy die jongste persoon geword wat om die wêreld geseil het met 'n seilboot. Dit het vir haar 'n jaar en 'n half gevat om die wêreld te kon kom. 27.000 seemyl, 50.000 kilometer ver het sy geseil. Nou vriende, ek wil julle net gerus-stel. Ek is nie van plan om in hulle voetspore te volg nie. Ek dink dit is baie lekkerder om eerder op die sand te lê en na die see te kyk. Maar as iemand vandag vir my sê, Pieter, jy moet kies, wat gaan jy kies? Sal ek verseker kies dat ek wil seil. Wat sal jy kies? Hierdie lewe waarin ons leef is vol storms. Hierdie lewe waarin ons leef is nie maklik nie. En 'n Christen se lewe is ook nie maklik nie. Party mense gaan dalk vir jou sê, as jy 'n Christen is, gaan die lewe vir jou maklik wees. Ek twyfel. Daar's al hierdie goed wat ons moet doen. Daar's hierdie groot opdrag wat ons kry. God gee ons vir ons hierdie groot opdrag. God sê vir ons, gaan sorg vir die armes. Troos die wat hartseer is. God sê vir ons, ons moet 'n goeie man wees, ons moet 'n goeie vrou wees. God sê vir ons moet wys werk met ons geld. God sê, gaan soek die wat verlore is en bring hulle terug. So kan ek aangaan, ek kan al hierdie goed opnoem. Terwyl ek so hierdie goed opnoem, maak dit my eintlik moeg. Dit voel amper vir my, dis makliker om 'n naald in 'n hooimiet te gaan soek, as om te voldoen aan al hierdie vereistes. Maar vriende, hoe kan ons die wêreld verander, as ons sukkel om onsself te verander? Daar was hierdie seentjie gewees, wat gesê het, hy is klaar, hy is moeg, hy gaan wegloop. En hy het sy tas gepak, en hy het besluit hy gaan wegloop. Later die dag, toe kom hy kop onderste bo weer terug huis toe. En sy pa vra toe vir hom, wat het jy geleer? En sy antwoord was gesê, oral waar ek gaan, vat ek myself. Is dit nie maar so nie? Maak nie saak waarheen ons gaan nie, maak nie saak waarheen ons wil weghardloop nie, ons selfsug, ons hartseer, ons probleme, ons woorde, ons woede, al daardie goed kom saam met ons. Vriende, ek en jy kan nie daardie persoon wees wat God wil hê ons moet wees nie. Ons kan nie op ons eie daardie persoon wees nie. Maar God kan ons egter die persoon maak wat hy wil hê ons moet wees. God het alles wat ons nodig het om daardie persoon te wees wat hy wil hê ons moet wees. So ons gaan vandag 'n bietjie verder aan om te dink oor hierdie krag wat ons in ons het, die krag van die Heilige Gees. Onthou julle 2 weke terug het ons gesê ons het hierdie krag hier in ons. So ons gaan vandag 'n treukie verder aan. Vriende, en ek wil vandag vir jou sê, jy is sterker as wat jy dink jy is, want die Heilige Gees is nader as wat jy dink. Nou dit was die belofte gewees wat Jesus aan 'n sekere man gegee het, wat in die aand by hom kom kuier het. So ons gaan ons Bybels oopmaak daar by Johannes 3 vers 1. En ons gaan by vers 1 begin lees. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Nou daar was omtrent 6000 geestelike leiers gewees in Jesus se tyd. Nikodemus was een van hulle gewees, maar hy was ook deel gewees van die elite groep, die Joodse Raad. So hulle was hierdie elite groep wat bietjie anderster was as al die ander ook, as die gewone leiers. Ons sien dat Jesus sê dat Nikodemus was 'n goeie onderwyser gewees, dit kon dalk 'n kompliment gewees het wat hy vir hom gee, maar aan die ander kant kan dit ook wys daarop dat Nikodemus was hierdie een wat die elite van die elite opgelei het. So hy was dalk nog deel van 'n nog 'n kleiner groepie. So maklik gestel, ons kan sê Nikodemus was 'n baie religieuse man gewees. Vers 2. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is
wat van God afkom, wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Nou Nikodemus was baie versigtig geweest. Ons sien hy gaan in die aand na Jesus toe, want hy wou nie gesien word by Jesus nie, hy wou nie hê die ander mense moet sien, hy praat met Jesus nie, en ons sien hy is ook baie takvol as hy met Jesus praat. Hy sê vir hom, hy is die een wat van God afkom. Hy sê vir Jesus, ek weet, u kom van God af. Jesus, aan die ander kant, is nie versigtig nie, Jesus is nie takvol nie, Nikodemus het nog nie eers 'n vraag gevra nie, en hier kom Jesus en hy gee vir hom antwoorde. Vers 3, daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Onthou gou, Jesus praat hier met Nikodemus. Hierdie Nikodemus wat 'n baie slim man was, wat 'n baie religieuse man was, en Jesus kom na hierdie gerespekteerde man toe, en hy sê vir hom, dis tyd dat jy moet oorbegin. Hy sê, dis tyd vir 'n nuwe begin, dis tyd dat jy opnuut gebore moet word. Nikodemus antwoord terug. In vers 4, Nikodemus vra vir hom, hoe kan 'n mens gebore word as hy nou al 'n man is? Hoe kan hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie? Ek wil hê julle moet dit raak sien. Daar's 4 keer wat Nikodemus praat in hierdie gesprek met Jesus. En elke keer gebruik hy die woord kan. Niemand kan, sien ons in vers 2. Hoe kan, sien ons in vers 4. Hy kan tog nie, in vers 4 ook. Hoe kan hierdie dinge gebeur? Vers 9, as jy na die 33 vertaling gaan kyk. So, ons sien Nikodemus is baie gefokus op dit wat hy kan doen en nie kan doen nie. Ons sien sy fokus is op menslike vermoë en menslike onvermoë. So ons kan eintlik sê dat Nikodemus was die een gewees wat in die boot gesit het en geroei het. En dit is tog wat ons doen, dit is wat ons mense doen, dit wat ons kan doen en nie kan doen nie. Nou in sy oë kon hy net in die hemel gekom het deur dit wat hy gedoen het en dit wat hy goed gedoen het. Harde werk, sy vertroue en sy uithou vermoë, sy goeie dade. Dit het vir hom gevoel, dit is die enigste manier hoe hy in die hemel kan kom. Jesus, aan die ander kant, fokus op iets anderster. Jesus sien, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 3, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie, kan nie die beweging van die Gees bepaal nie. Vers 8, so Jesus se fokus was ook gewees op dit wat ons eintlik was sy fokus op dit wat ons nie kon doen nie, maar net dit wat God kan doen. Nou hierdie is seker een van daardie klassieke gesprekke wat mense in jou lewe plaasvind van hoe gelowig moet ek wees en hoe suksesvol moet ek wees. So ons het hier vir Nikodemus aan die een kant. Hy is hierdie religieuse man, hy is hierdie wetskenner, hy is die een wat alles onderhou. Hy verteenwoordig al die godvreesende, wetsgehoorsame, getroue, bybellesende, roeiende mense. En aan die ander kant het ons hier vir Jesus. En hy sê, dit gaan minder oor wat jy kan doen en meer oor dit wat God kan doen. En dan sê Jesus vir hom, hier is die waarheid, vers 5 en vers 6. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit gees gebore is gees. Het julle al gehoor van wedergeboorte? Daar word gepraat van jy moet wedergebore word. Nou hierdie is presies dit. Jesus wil hê, ons moet weet wat gebeur, wanneer ons die koninkryk van God, wanneer ons in die koninkryk van God wil wees. So die koninkryk van God, ja, dit wys na die hemel, maar die koninkryk van God wys ook na hoe ons nou hier op aarde kan leef, onder God se teenwoordigheid, in God se teenwoordigheid. Hoe ons hier kan leef onder God se gesag, terwyl ons nog hier op die aarde is. Nou vriende, hoe kry ons burgerskap vir die koninkryk van God? Dit sê vir ons moet wedergebore word. Eers deur water en dan deur gees. Nou wie van julle is nie deur water gebore nie? As ons praat van dit, dan praat ons van ons geboorte, ons natuurlike geboorte, daai geboorte uit jou moeder se skoot uit, jou fisiese geboorte. Almal van ons is uit 'n ma uitgebore. As ek reg as ek dit sê, stem julle saam met my.
wil net kyk dat julle wakker is. Niemand van ons is op 'n ander manier gebore nie. So almal van ons het hierdie eerste geboorte uit water. Maar hierdie dui ook op die doop. En dan sien ons so, die eerste geboorte het gebeur. Ons is hier, ons sit vandag hier. Jy het niks te doen gehad met jou geboorte nie. Jy het nie gekies om hier te wees nie, maar jy is hier. Maar die tweede geboorte vra jy. En dit kan jy nie doen as die Gees jou nie gaan help nie. In jou tweede geboorte word jy 'n nuwe geestelike skepping. In jou eerste geboorte het jy 'n mens geword en in jou tweede geboorte word jy 'n nuwe geestelike skepping. Weet jy dat jy is uniek? Daar is eenig in jou soort. Daar is net jy met al jou nikke en al jou grille en dan gaan niemand weer wees soos jy nie. Jou eerste geboorte is jy uniek gebore, maar in jou tweede geboorte word jy ook hierdie unieke geestelike skepping. So ons tyd hier op aarde is kort. En juist daarom wil God ons gebruik, hierdie tyd wat ons hier op aarde het, soos wat hy vir ons beplan het, deur die wil en sy doel wat hy vir ons hier op aarde geplaas het voor. So, jy sal dan die aarde verlaat, in 'n verheugde liggaam, en jy sal in die hemel opbeweeg, in die perfekte teenwoordigheid van God in. En die een wat dit kan laat gebeur, is net die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees kan hierdie nie gebeur nie. Sonder die Heilige Gees kan hierdie wedergeboorte nie gebeur nie. Sonder die Heilige Gees kan ek en jy nie 'n heilige unieke skepping word nie. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 3. Hy sê, daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Vriende, ons is eintlik dood sonder die Gees. Die Gees help ons om ja te sê, en wanneer ons ja sê, help die Gees ons dat ons kan getuig dat Jesus wel die Here is. So as julle dink Nikodemus het gesukkel om alles nou te begryp wat hier gebeur het, ek neem hom nie kwaadlik nie. Hy het nog skaars naand gesê vir Jesus, en toe kom Jesus, en Jesus praat van 'n nuwe koninkryk, Jesus praat van 'n nuwe geboorte, hy praat van nuwe krag. Maar besef julle, Jesus was nog net besig om homself op te warm. Jesus kom, en nou kom stel hy aan Nikodemus 'n nuwe krag voor, 'n onsigbare krag. Lees saam met my vers 8. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou Jesus kon enige metafoor gebruik het om die Heilige Gees vir ons te verduidelik. Enige iets, maar hy kies om die wind te gebruik. Die Heilige Gees is soos die wind. Daai hele toe ons geblaas het op ons hande. Nou Abraham Kuyper, 'n teoloog wat baie geskryf het oor die Heilige Gees, beskryf die Gees as volg: van hom verskyn niks in sigbare forme nie. Hy tree nooit uit die onsigbare wêreld na vore op 'n tasbare manier nie. Hy bly sweef as die onbeskryfbare, onbegryplike. Hy bly 'n misterie. Hy is soos die wind. Jy hoor sy geluid, maar jy kan nie sê waarvandaan hy kom of waarheen hy gaan nie. Die oog kan hom nie sien nie en die oor kan hom nie hoor nie en nog minder kan 'n mens hom aantrek en vasgryp. Die Heilige Gees is soos die wind en niks soos ons nie. Maar dis goeie nuus. Dis goeie nuus, vriende, want ons het 'n krag nodig wat nie soos ons is nie. Ons het 'n krag nodig wat ons kan help met die uitdagings in die lewe. Ons het 'n krag nodig wat nie bang is vir dit waarvoor ons bang is nie. Ons het 'n krag nodig wat sterker is as dit wat ons kan aanval. Ons het 'n krag nodig wat nie geaffekteer word deur dit waardeur ons geaffekteer word nie. So met hierdie krag kan ons deur ons probleme kom. En dit is hierdie bonatuurlike krag wat ons kry, wat ons kan help. Hierdie bonatuurlike krag wat vir ons gegee word, die Heilige Gees. En die wonderlike nuus is dat hierdie krag is in elkeen van ons. Want wat sê die Bybel vir ons? Die Bybel sê vir ons dat ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. So binne in jou het jy die wind van die hemel. Ek dink aan wind. En ons ken wind. Die wind kan nogal redelik waai hier in Kroonstad.
Dis nou weer amper daardie tyd van die jaar waar ons alles moet toemaak, waar die pampoene op die dak gesit moet word, sodat die singplate net stewig kan en nie deur die wind weggewaai word nie. Nou hier in Kroonstad die wind al redelik hard gewaai. Nou ek het 'n vriend daar tussen Steynsrus en Senekal, en as jong manne het ons altyd baie planne gehad. Een van hierdie planne was eendag gewees om vir ons 'n vlot te bou. So ons het dromme bymekaar gesit, hulle styf vasgemaak, ons het planke opgesit vir 'n dek, en hier het ons vlot gebou. Nou dis nie ons daai nie, hoor ek, net vir die rekord. Julle gaan hoor hoekom ek sê dis nie ons nie. So ons vlot was stewig gewees en reg gewees, en ons was gereed. Hulle het 'n lieflike plaasdam gehad, maar ons was te lui gewees om te roei. Dis hoekom ek sê dit was nie ons nie, want daai mense het span in hulle hande. Ons het besluit ons gaan vir ons 'n seilboot maak. So ons kry toe 'n paal met 'n lekker groot seil en ons is gereed en ons is reg. So die idee was, ons gaan onsself stoot van die kant af en dan gaan ons 'n entjie in die dam ingaan, indryf en dan gaan ons wag vir die wind om te waai. En sodra die wind waai, gaan ons hierdie seile van ons oopmaak en dan gaan ons daai dam plat seil. Die dryf het baie goed gegaan. Ons was 'n mooi entjie in die dam ingewees. En die wind begin so liggies te waai en hy waai al sterker en ons maak daai seil van ons oop, gereed staan reg soos wafferse seiljagvaarders. Maar daai vlot van ons beweeg nie 'n stukkie nie. Ons dryf net al dieper in die dam in. Nêrens waar ons die seil heen wil druk en vat wil hierdie boot van ons seil nie. Wat maak ons? Hier sit ons nou al 'n hele end in die dam in. Hoe gaan ons uitkom? Ons besluit toe maar ons spring in die dam en ons swem onsself uit. En ek wonder nogal, vriende, hierdie prentjie van ek en my vriend wat besig is om hierdie vlot uit die dam uit te swem, is dit nie maar die prentjie van baie Christene nie? Baie Christene wat glo, God het die krag om my te verlos, maar God gee nie genoeg krag vir my om deur my probleme te kom nie. Ons glo baie keer, God het die krag om my te red. Hy het dit vir my gedoen, maar hy het nie genoeg krag om my deur die sleg van die lewe te kry nie. Dalk praat ek vandag met jou, en as dit jy is, vriende, wil ek vandag vir jou sê, gaan span jou seil. Trek jou seil oop, gaan span jou seil. Hierdie roeiboot Christendom gaan jou uitput. Jy gaan moeg en desperaat gelaat word. Maar wanneer die Heilige Gees sy wind in jou seile inwaai, wanneer jy die Heilige Gees beleef, gaan jy die nuwe krag kry. Nikodemus het gefokus op kan, 'n Christen fokus op gedoen. Nou hoe span ons hierdie seil van ons? Hoe kry ons hierdie seil gereed? Hoe maak ons onsself reg vir hierdie wind om in ons seile in te waai en in ons seile in te blaas? Wat doen ons? Eerstens, glo in die een wat die Here gestuur het. Glo in Jesus. Glo in dit wat hy vir jou gedoen het. Glo in dit wat hy kan doen. Glo dat hy dieselfde een is wat vir jou red, maar ook die een is wat vir jou kan krag gee om jou deur jou moeilike tyd te kry. Vriende, hy is besig om jou te verander. Die Heilige Gees is in jou. Jesus is in jou. Hy is besig om jou te verander. Jy hoef nie meer te veg nie. Dis nie meer 'n gestoei en 'n geroei nie. Want Jesus het dit klaar vir jou gedoen. Jy hoef ook nie in die nag na Jesus toe te gaan soos Nikodemus nie. Jy kan in die lig van die nuwe dag na hom toe gaan met nuwe krag wat die Heilige Gees vir jou gegee het, want jy is 'n nuwe jy. Vriende, jy is sterker as wat jy dink jy is. Daar is 'n krag in jou wat jou kan help met hierdie probleme wat jy daagliks ervaar. So hoe span ons die seil? My antwoord op hierdie vraag is eintlik baie eenvoudig. Vir my is dit 'n stoel. Vir jou is dit dalk 'n parkie of die natuur, maar vir my is dit 'n stoel. Die manier hoe ek dit doen, die manier hoe jy dit doen, gaan verskil, maar dis 100% reg. Nou ek het al agtergekom dat 'n stoel die plek is waar ek my probleme met God deel. En dis hoekom ek sê, die manier hoe ek dit doen en die manier hoe jy dit doen, dit verskil. Maar dis op hierdie stoel waar ek daardie eerlike gesprek met God het. Dis op hierdie stoel waar ek my gedagtes met God deel. Nou ek het al gesien vir my, het ek geleer 'n paar jaar terug, dat dit werk wanneer dit in die oggend nog vroeg is en partykeer is dit nog donker. Dan gaan sit ek op hierdie stoel
en dan praat ek met die Here. Nou in plaas daarvan om net te dink oor al my probleme, in plaas daarvan om net te dink oor al my bekommernisse, sit ek op hierdie stoel en ek deel dit met die Here. Ek praat met hom oor my probleme. Meeste van die oggende sit ek in my slaapklere. Nou is ek al 'n jaar ouer, nou het ek 'n japon gekry, so ek sit nou lekker met my japon in hierdie stoel, met my Bybel oop, en dis dan daar waar ek sê, Here, ek het 'n probleem, maar ek weet, U is groter as hierdie probleem. Here, ek weet U sal vir my sorg. Ek weet U sal vir my voorsien. En vriende, wanneer ons dit doen, het ons tyd nodig. Moenie dit druk nie. Moenie dit jaag nie. Wanneer jy in daai stoel van jou sit, of in daai plek van jou sit, moet dit nie gaan oor seremonie nie. Dit gaan nie oor stemtoon nie. Terwyl jy daar sit, wonder jy nie, bid ek reg of bid ek nie reg nie. Dit gaan hier oor 'n gesprek met die hemelse Vader. Wanneer jy jou hemelse Vader nooi, en wanneer jy met hom praat, is jy besig om hierdie seil van jou te span. Jy is besig om hierdie seil van jou gereed te kry, sodat die wind van die Heilige Gees in dit kan inblaas. En dit help nogal wanneer jy met hom praat, om dit op die naam te noem, om te sê wat dit is, om hierdie probleem aan te spreek, vir die Here te sê. Die Bybel sê vir ons, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes, deur gebed en met smeking, en met danksegging aan God bekend. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. Ons kan sê, Here, ek is bekommerd. Maar waaroor is jy bekommerd? Praat met hom daaroor. Here, ek is bekommerd oor hierdie gesprek wat ek vandag moet hê. Here, ek is bekommerd oor my finansies. Here, ek weet nie of ek dit gaan maak aan die einde van die maand nie. Ek weet nie hoe gaan ons deur dit kom nie. Here, ek is bekommerd oor my gesondheid. Here, ek is bekommerd oor my vrou. Wat dink sy van hierdie groot besluit wat ons moet neem? Here, help. Here, ek het U nodig. En vriende, dis presies wat ons nou gaan doen. Ons gaan ons oë toemaak. Jy kan jou kop vooroor laat sak. Jy kan jou man of jou vrou se hand vashou, of jou kind se hand vashou. En ek gaan vir ons begin die gebed. En as ek gaan stil raak, dan is dit jou geleentheid om jou seil te span. Dan is dit jou geleentheid om hierdie probleem, hierdie bekommernis wat jy het, om dit op die naam vir die Here te gee. Almagtige Here, ons is U skape, U is ons herder, U is lief vir ons, U sorg vir ons. Here, hoor vandag hierdie gebede wat gebid word.
Jy is besig om jou seil te span. Jy is besig om die Heilige Gees die kans te gee om jou te help en vir jou die krag te gee. Jy weet nie van waar af kom dit nie. Jy weet nie hoe gaan dit kom nie. Maar die Heilige Gees is soos die wind. Die Gees kan nie wankel nie. Die Gees kan nie gestuit word nie. Die krag sal kom. Jesus het dit beloof. Jou seil is gespan. Ek weet daar waar jy sit, wil jy hierdie probleem van jou moet dalk vinnig opgelos word. En dit moet nou gebeur. En dit kan. Maar dalk voel dit vandag vir jou, die Here is nie 'n mikrogolf nie. Die Here is 'n slowcooker. Dit voel vir jou, jy bid nou al hoe lank? Maar bring dit weer na die Here toe. Span jou seil weer. Dalk voel dit vir jou soos 'n ewigheid. Maar wanneer hierdie gebed van jou verhoor word, gaan jy besef, dit was die regte tyd gewees. Dit wat vandag saak maak is dat jy besef dat hierdie probleem is nie meer joune nie. Jy het hierdie probleem vir die Here gegee. Die Heilige Gees het dit nou. En die Heilige Gees het hierdie probleem nou op hom geneem. My gebed is dat jy sal moed kry. Ek bid dat jy sal besef dat dit wat gaan gebeur is ongelooflik. Gaan die Here jou antwoord soos wat jy wil hê? Ek weet nie. Ek kan dit nie vir jou sê nie. Maar ek weet, hy gaan die regte ding doen. Want dit is sy belofte. Vriende, jy kan nie alles alleen deurmaak nie. Jy hoef ook nie. Span jou seil. Voel hoe die wind van die Heilige Gees in jou seil inwaai. En hierdie Gees jou krag gee. Here, ons sit vandag hier op die stoel. Ken ons gedagtes, ken ons harte, ken ons bekommernis en ons vrese. Here, U sien selfs ons trane. Maar U sê vir ons, span die seil. Die Gees sal sy wind waai. En dis wat ons doen, Here. O Heilige Gees, dankie dat ons weet, U is besig om oor te neem. U is besig om nuwe krag in ons in te blaas. Dankie. Dankie dat ons hierdie week kan ingaan met die wete dat U stap saam met ons. Ons stap nie alleen nie. Seën asseblief elke tree hierdie week, o Heer. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus.